Hallo, ek groet jou in die naam van God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons is besig om hierdie tyd terug te dink aan die koms van die Heilige Gees. Want die Here Jesus het gesê, voor hy opgevaar na die hemel, dat hy sal vra vir die hemelse Vader om te stuur die Heilige Gees om vir altyd te kom woon by ons. Nou die Here Jesus, die Here Jesus het geweet en gedink dat hy wil ons nie los hier op aarde en weggaan en ons los soos wat 'n papa los sy gesin en sy kinders en wegloop en hulle los asof hulle nie papa het nie. Nee, Jesus het gesê hy gaan nie weg en los ons alleen hier op aarde nie. Nee. Maar Jesus het gesê, nee, ons kan weet, hy kom terug, maar terwyl hy weg is, stuur hy die Heilige Gees om hier op aarde, by ons elkeen te kom woon. En deur die Heilige Gees is God die Vader en die Here Jesus Christus by ons. En Jesus het gesê, die Heilige Gees kom nie net woon by ons almal nie, hy kom woon binne elke persoon wat glo. So, as jy glo in Jesus Christus, glo in hom aanvaar het as die Seun van God, dan het jy ook die Heilige Gees ontvang. Jesus het die Heilige Gees gestuur om ook binne in jou te kom woon. En dit is belangrik dat die Here Jesus die Heilige Gees gestuur het om te woon binne my en jou, want die Here Jesus het geweet dat ek en jy gaan vorentoe vergeet van hom. Hy het geweet ek en jy gaan sukkel om te onthou wat hy leer, te onthou wat hy sê. Hy het geweet ek en jy gaan sukkel om die Bybel te verstaan. Dat ek en jy gaan sukkel om te doen wat die Bybel vir ons leer. En hy het geweet ek en jy gaan sukkel om te verander. Want Jesus het gesê, as ek en jy hom aanvaar en glo, en ek en jy word kinders van God die Vader, dan moet my en jou lewe verander. En Jesus het geweet dat ek en jy gaan sukkel. Daarom het hy en God die Vader lankal besluit dat wanneer hy opvaar na die hemel, hy die Heilige Gees gaan stuur om te kom woon by my en by jou. En die Heilige Gees kom om ons, by my en vir jou, te help. Want ek en jy kan nie self gehoorsaam nie.
kan nie self doen wat die Here Jesus sê en leer nie. Ek en jy probeer, maar ons val. Ek en jy probeer maar ons sukkel om regtig te doen wat die Here Jesus leer. En die Heilige Gees gekom om my en vir jou te help. Hy wil vir my en vir jou help. Te lewe soos kinders van God, om te onthou wat die Here Jesus leer. En die Heilige Gees wil vir my en vir jou help om die Bybel te verstaan. Ja. En te onthou. En nie te vergeet nie. Om te sien en te besef wat is sonde. En hy wil vir my en vir jou help om sonde te los, te draai en goed te doen. So, het is belangrik dat die Heilige Gees kom woon binne my en binne jou. En dit is belangrik dat ek en jy besef, ja, die Heilige Gees woon binne my en binne jou. En ek moet, as ek dit besef, ek en jy dit besef, begin praat met die Heilige Gees, wat ook God is. God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees is een God. Een God. Vader, Seun, Heilige Gees. En ek en jy moet oorgee aan die Heilige Gees, dat hy vir my en vir jou leer, help, my en jou lewe beheer. En ek en jy nie self besluit nie. Nee, vra vir die Heilige Gees raad. Vra hoe, wat is reg, wat is goed. Hoe moet ek verstaan? Die Heilige Gees wil vir my en vir jou leer. Vir jou, vir my help Bybel te verstaan. Sodat ek en jy kan doen wat die Here Jesus leer. Nou, dit beteken ek en jy moet oorgee vir die Heilige Gees. Hy moet my en jou lewe beheer. En ons, ek en jy, moet begin leer en verstaan wat dit beteken. Besef elke dag wat ek doen, wat ek dink, wat ek moet besluit. Nie sommer net, sommer self besluit nie, maar ek bietjie wag, bid en vra, Heilige Gees, help my, help vir jou, om te weet wat is reg en goed, wat is die pad wat ek moet loop, wat is die regte besluit wat ek moet neem. En so gee ek en jy beheer vir die Heilige Gees. Wanneer 'n persoon iets sê of doen aan jou, en jy wil vir hom iets terug sê of doen, stop jy. Vra eers vir die Heilige Gees, wat moet jy dink en doen en sê vir daardie persoon, sodat ek en jy sê, praat, doen, dink, ja, soos die Here Jesus wil hê, ek en jy moet. Dit is belangrik, die Heilige Gees se werk binne my en jou. Ons, ek en jy het onnodig. En so belangrik dat ons in hierdie tyd waar ons weet terug herinner en dink aan die koms van die Heilige Gees.
En hoekom hy moes kom, sodat ek en jy weer kan dink en besef, ja, ek moet nie vergeet nie. Ek moet besef, hy woon binne my. En ek moet luister na hom, oorgee, dat hy my en jou lewe beheer. Nou mag die Here vir jou help en jou bewus maak, dat die Heilige Gees woon binne in jou. En dat hy vir jou sal laat ervaar, ja, hy is by jou. En dat jy al meer en meer jou lewe sal gee vir hom jou te beheer. Dat jy ook niks sal doen as jy nie eers vir hom gevra het of reg en goed is nie. Dat jy sy leiding vra en so toelaat dat hy jou lewe beheer. Dan mag die Here in hierdie Pinkstertyd jou weer opnuut sterk maak en opnuut vervul met die Heilige Gees en jou weer bewus maak dat hy woon binne in jou. Moenie vir jouself leef of dink dat jou lewe aan jouself behoort nie. Onthou, jy het jou lewe ook gegee vir die Here Jesus Christus. En hy wil kom woon binne in jou ook, omdat jy ook jou lewe vir hom gegee het. Onthou elke dag dat jy aan hom behoort en dat die Heilige Gees woon binne in jou. Seën vir jou, vrede vir jou. Mag die Heilige Gees jou veilig lei en help. Groete.